Goeiemôre geliefdes en welkom, welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor die werk wat God seën. Die werk wat God seën. En ons skrifgedeelte vanoggend is dan die 8ste hoofstuk van die boek Esra. Esra hoofstuk 8. Maar voor ons dan na die woord kyk, kom ons maak net eers die oë toe. Hemelse Vader, dankie vir nog 'n dag. Dankie vir nog 'n geleentheid, nie net om die Vader te noem nie, maar om by die voete te sit en te vra, Vader, leer ons. En Here, leer ons vanoggend, hoe lyk die werk wat U seën? Wat is die werk wat ons kan en moet doen om U seën weg te dra? Here, en ek vra dat U elkeen wat vanoggend luister, op so 'n spesiale manier sal seën, Here, dat hulle nie net die boodskap hoor nie, maar dit verstaan. En dat hulle dit nie net verstaan nie, maar dat hulle dit in hulle harte bære, en dit nie net in hulle harte bære nie, maar dat hulle dit ook in hulle lewens toepas. Here, en seën my tog ook weer eens vanmôre. Raak my lippe aan, Here, en spreek U deur my, dat dit nie ek is wat spreek nie, maar U. En ek vra dit alles in Jesus se wonderlike heilige naam. Amen. Geliefdes, ek wil begin deur vir julle iets te lees wat 'n pastoor geskryf het. Hy sê, jy sal dalk verbaas wees om te hoor dat die eerste artikel wat ek in die laat 1960s gepubliseer het, getiteld was, Waarom ek nie kerk toe gaan. Ek het in die kerk groot geword. Ek het as kind elke Sondag kerk toe gegaan. Ek het in 'n laai by die huis 'n speld wat ek ontvang het vir perfekte Sondagskool bywoning vir 7 jaar, en my rekord het eintlik langer as dit gegaan. Maar gedurende my collegejare het ek gefrustreerd geraak met die kerk tot die punt dat ek uitgeval het. My frustrasies het nie ontstaan uit 'n gebrek aan toewyding aan Jesus Christus of versoeking in die wêreld nie. Inteendeel, ek het uitgeval toe my toewyding en ywer vir die Here toegeneem het, nie toe dit afgeneem het nie. Die collegepastoor van ons kerk het my ywer gesien, my aangegryp en my in 'n groep geplaas wie se taak dit was om te dink skram en kreatiewe programme te bedink wat ander college studente sou lok om by te woon. Ek het later sardonies daarna verwys as om kreatiewe programme vir vleeslike Christene te bedink. As ons daarin geslaag het om 50 andersins ongeïnteresseerde studente na ons interessante program te lok, het die collegepastoor gejuig oor hoe suksesvol dit was. Maar as ons program nie heeltemal so aanloklik was nie, sou die bywoning daal en ons sou ons breine byt vir iets anders. Intussen, by Long Beach State College het ons campus kruistoggroep gereeld 125 studente gesien wat Vrydag-aande uitkom om die Bybel te bestudeer sonder enige kreatiewe programme om hulle te lok om te kom. Ongetwyfeld het sommige van die studente gekom met die doel om aantreklike voorbeelde van die teenoorgestelde geslag te ontmoet. Maar die meeste van die studente was hoofsaaklik daar omdat ons in ons verhouding met Jesus Christus wou groei. En die gaping was ooglopend. By die kerk moes 'n klomp wêreldse kinders verlei word om die kreatiewe program by te woon, anders sou hulle nie kom nie. By die college het die eenvoudige werklikheid om Christus te ken en gemeenskap te hê met ander wat Christus wou ken, die studente gelok. Ek het dus die kerk met sy oppervlakkigheid verlaat en my artikel geskryf vir 'n vriend wat 'n Christelike koerant begin het. Maar alhoewel ek gefrustreerd was met wat ek as die oppervlakkige speletjies by die plaaslike kerk gesien het, kon ek nie afskit nie. Die feit dat Jesus gesê het, ek sal my kerk bou in Matteus 6 vers 18 en in Efesiërs 5 vers 25, Christus het die kerk lief gehad en homself daarvoor oorgegee. God het my diep begeerte gegee om te help om die kerk te maak, alles wat hy wou hê dit moet wees. Daarom is ek die afgelope 25 jare pastoor. Ek wil hê dat hierdie kerk 'n werk moet wees wat God waarlik seën. Ek weier om 'n programbestuurder te wees van die nuutste kreatiewe programme wat vleeslike Christene sal lok. Ek is nie hier om te vermaak nie, ek wil 'n kudde oppas wat honger en dors na die werklikheid met God. Ek wil hê dat die lewende verlosser op onmiskenbare maniere in ons midde aan die werk moet wees. Ek wil elke hindernis verwyder wat God se hand van seën sou blokkeer, en ek wil elke eienskap byvoeg wat seën oor sy kerk sou bring. Soos Esra vir koning Artasasta getuig het, in hoofstuk 8 vers 22, die hand van onze God is gunstig vir almal wat hom soek.
En dan sê hy, ek wil hê dat ons 'n volk moet wees wat God soek. En ek kan amper daar ophou, geliefdes. Maar verlede week het ons gekyk na die lewe wat God seën en hierdie week kyk ons dan nou na die werk wat God seën. In hierdie hoofstuk 8 gee die verslag van die reis van ongeveer 5000 ballinge, en dit sluit in vroue en kinders van Babylon na Jerusalem. In die frase, die hand van ons God, wat ons in hoofstuk 7 verse 6 en 9 en 28 gesien het, kom nog 3 keer voor in hierdie hoofstuk in verse 18, 22 en 31. En ons leer uit hierdie gedeelte 3 bestanddele in die werk wat God seën. God seën die werk wat hom wil vereer deur nederige geloof, nougesette integriteit en Christus gesentreerde aanbidding. Om God te vereer is die hoofdoel van die hoofstuk. Esra het geweier om 'n gewapende begeleiding van die koning te aanvaar, omdat hy vir die koning gesê het hoe God sy volk sou beskerm in vers 22. En dus het hierdie mense hulle geloof op die spel geplaas in 'n rowergetuisterde woestyn, om dit daarin te waag sonder menslike beskerming. En Esra wou God ook vereer deur 'n streng boekhouding van die silwer en die goud en die ander hulpbronne wat hulle na Jerusalem vervoer het. En die rede waarom hierdie mense hierdie moeilike en gevaarlike reis onderneem het, was om God te eer deur in sy huis te aanbid. Kom ons kyk na die 3 punte. Die eerste, God seën die werk wat hom deur nederige geloof wil vereer. En Esra se nederige geloof in die Here skyn op 2 maniere deur. Eerstens in die lys van mense wat bereid was om hulle self aan hierdie moeilike onderneming te verbind, en in die reis sonder gewapende beskerming. En ons leer 'n paar dinge. Eerstens, ons eer God deur hom te vertrou om godvrugtige, gekwalifiseerde leiers en mense vir die werk op te rig. Want is een ding om die koning se toestemming te vra om 'n afvaardiging van ballinge terug na Jerusalem te lei, maar dis eintlik 'n ander ding om vrywilligers te kry om hulle te verbind tot die moeilike taak om hulle gemaklike situasies in Babylon prys te gee en die skuif terug te maak na 'n onsekere toekoms in Israel. In die lys van name wat ons in die eerste 14 verse kry, begin met die priesterlike families in vers 2, dan die uit die koninklike lyn van Dawid, gedeelte van vers 2 en die eerste gedeelte van vers 3, en dan word dit gevolg deur 12 sogenaamde leuke families in die tweede gedeelte van vers 3 tot vers 14, wat verteenwoordigend van die hele Israel kan wees. En die aantal mans wat gelys word is 1496 plus die 18 familiehoofde, wat dan altesaam 1514 is. En as die 258 leviete en tempeldienaars wat later bygekom het, soos ons vers 15 tot 20 sien, as dit bygetel word, dan kom die totaal op 1772 te staan. En die vroue en kinders wat saam is, bring die groep op ongeveer 5000 te staan, en vergeleke met die 50.000 by die eerste terugkeer. En een belangrike feit oor die lys is dat almal behalwe Joab in vers 9 verbind is met die pioniers wat 80 jaar tevore teruggekeer het. En soos Derek Kidner in sy Ezra en Nehemiah Tyndale Old Testament Commentary sê, dit impliseer dat die oorspronklike uitdaging om terug te keer in die dae van Kores 'n baie gemengde reaksie gehad het, wat individuele stamme in die middel verdeel het. In die frase in vers 13 wat sê, die wat later gekom het, kan aanlei dat hierdie afstammelinge dalk die laaste lede van daardie stam verteenwoordig het wat in Babylon gewoon het. Maar die feit dat stamme verdeel is, dui beide op die gemaklike leefstyl in Babylon, wat bygedra het tot die geestelike onverskilligheid van terugkeer, en op die geloof en toewyding van diegene wat dan wel teruggekeer het. En onthou, dit was geen geringe taak om 'n pelgrimstog van 5000 mense, insluitende kinders, oor 900 myl van vyandige woestyn te organiseer nie. Die groep het op die eerste van die eerste maand, soos ons vers 9 gesien het, hulle begin, maar hulle het vir 3 dae eers by 'n kanaal wat na Ahava loop vertoef, soos vers 15 vir ons sê. En terwyl Esra sake in oënskou geneem het, het hy ontdek dat daar geen leviete teenwoordig was nie. Daar was 3 groepe priesters, almal afstammelinge van Levi, eerstens die hoëpriester, en dan die gewone priesters, en dan derde die leviete, die laagste orde, wat vir die diens van die heiligdom gesorg het, volgens C.L. Feinberg in sy sonder van Victorial Encyclopedia of the Bible. En dan die tempeldienaars of tempelbediendes in vers 20, wat genoem is die Nethinim,
het die Lewiete in hulle take bygestaan. En dit mag wees dat geen een van hierdie twee groepe by die terugkerende ballinge aangesluit het nie, as gevolg van beide die ontbering wat vir hulle gewag het in die terugkeer en ook weens die laagste status van hulle take by die tempel. Maar alhoewel hulle werk nie so glansryk soos die van die priester was nie, was hulle noodsaaklik as die priesters vrygestel sou word om hulle werk te doen. En Esra het dus 9 leiers gekies, saam met 2 manne wat leraars genoem word in vers 16, en hy het hulle na Iddo gestuur, die leidende man by wat blykbaar 'n konklaaf van Lewiete was. En hy het hierdie afvaardiging ingelig oor wat hulle moes sê in vers 17. Hulle moes sê, omdat die goeie hand van ons God oor ons was, het hulle verstandige manne saam met 'n paar ander Lewiete, altesaam 38 manne, aan hulle gestuur. En ook is 220 tempeldienaars oorreed om die terugkerende ballinge te vergesel. En hierdie 258 manne en hulle gesinne het baie kort kennisgewing gehad om die besluit te neem om terug te keer, om op te pak en by die waggroep aan te sluit wat op die 12de dag van die eerste maand oor die woestyn vertrek het, volgens vers 31. En ons sien hier Esra se nederige vertroue in God en sy dankbare erkenning dat hierdie manne by die groep aangesluit het as gevolg van die goeie hand van ons God oor ons. Hy het erken dat God dit op die harte van sy mense moes lê om gewillig te wees om te dien, selfs in die take wat nie so opvallend was nie. En ek wil vir julle 3 waarnemings hier uitlig. Eerstens, God se werk vereis werkers sowel as leiers. En as die leiers het sonder voldoende getalle werkers, dan sal die leiers te veel hê om te doen, en dus sal hulle verhinder word om behoorlik leierskap te beoefen. As jy werkers het, maar onvoldoende getalle leiers, dan sal die werkers nie die rigting en begrip van die werk hê wat nodig is nie. Met ander woorde, al die dele van die liggaam van Christus is nodig vir die behoorlike funksionering van die geheel. En geliefde, as jy 'n gelowige in Christus is jy deel van sy liggaam, die kerk, en jy het 'n bediening waar hy wil hê jy moet dien. Werkers of dienaars is net so noodsaaklik vir die Here se werk as leiers. Watter deel van jou liggaam sou jy graag sonder wou klaarkom? As jy nou kan kies en jy kan nou sê, ek wil nou van môreoggend af hierdie deel van my liggaam nie meer hê nie. Jy gaan nie kan kies nie, want elke deel van die liggaam is van kritieke belang, en so ook is elke deel van die liggaam van Christus van kritieke belang. En daardie punt was so maklik. Maar nou vir 'n meer kontroversiële punt. Eerstens, die leiers in die Here se werk moet manlik wees. Voor julle my kom toegooi, sien ons hierdie lys tel die mans met uitsluiting van die vroue en die kinders. En hulle word die familiehoofde genoem in vers 1. En Derek Kidner merk op, hy sê Esra het die struktuur van sy samelewing goed genoeg geken om sy beroep op die hoofde van families te rig. Soos ons in hoofstuk 7 vers 28 en dan hier vers 1 van hoofstuk 8 sien. Sy wetende dat as hulle sou kom, hulle in die meeste gevalle hulle groepe met hulle sou bring. En hy merk op ook dat dat moderne kerkstrategie dikwels geneig is om dit om te keer, deur eers die kinders te volg tot die verwaarlosing van mans en vaders. Maar in die Nuwe Testament is duidelik dat die rol van ouderling beperk is tot mans. 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7, Titus 1 vers 5 tot 9, en dat vrouens nie as leraars oor mans moet funksioneer nie, soos 1 Timoteus 2 vers 11 tot 15 vir ons sê. En in die huis is mans die hoofde van hulle gesinne, sê Efesiërs 5 vers 22 tot hoofstuk 6 vers 4. Maar dit beteken nie dat ouderlinge oor die kerk baas speel of dat mans bevele aan hulle gesinne blaf nie. Inteendeel, ons moet voorbeelde wees van selfopofferende diensliefde van ons Here Jesus Christus, soos 1 Petrus 5 vers 1 tot 5 en Efesiërs 5 vers 25 vir ons leer. Om die leiers te wees beteken dat ouderlinge aan die Here verantwoording moet doen vir die leiding van sy kerk, en mans sal aan hom verantwoordelikheid doen vir die geestelike leiding van ons gesinne. Ons moenie aan ons kultuur swig deur egalitaire rolle in die kerk of die huis aan te neem nie. En ons sien dit is 'n groot kwessie op hierdie stadium in Suid-Afrika in die gereformeerde kerk.
En dan derdens, leiers moet beide godvrugtig van karakter wees en gekwalifiseerd wees deur gawe en opleiding. Hierdie manne wat Esdra gestuur het, word hoofde en leraars genoem in vers 16. En een van die manne wat hulle gewerf het, word as 'n man van insig in die Grieks genoem in vers 16. En ook wanneer Esra hierdie manne toevertrou met die goud en die silwer wat hulle veilig na Jerusalem moet vervoer, herinner hy hulle in vers 28, julle is heilig aan die Here. Esra was nie bedreig nie, maar hy was eerder dankbaar, soos ons in vers 18 sien, dat die Here godvrugtige, gekwalifiseerde manne verwek het om saam met hom in leiersposisies te dien. En net so het plaaslike kerke godvrugtige leiers nodig, gekwalifiseerd vir die ampt van ouderling deur beide gawe en opleiding. Die kwalifikasies vir 'n ouderling sien ons in 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7 en Titus 1 vers 5 tot 9, en dit is hoofsaaklik karaktereienskappe, behalwe vir bekwaam om te onderrig, wat beide gawe en opleiding vereis. En terwyl geen man perfek aan die hoë standaarde van ouderlinge voldoen nie, moet ons nie manne in daardie ampt plaas wat ooglopend enige van hierdie eienskappe kortkom nie. God sal die werk wat hom eer seën deur hulle te vertrou om godvrugtige, gekwalifiseerde leiers en werkers op te rig. En dan die tweede een, ons eer God deur hom te vertrou om ons werk en ons gesinne teen die vyand te beskerm. Ons teks openbaar nie wat nogal interessant moes gewees het nie, naamlik die besonderhede van hoe en wanneer Esra vir die terugkerende ballinge gesê het dat daar geen gewapende wagte hulle op die terugreis sou vergesel nie. En dit is verbasend dat daar geen aanleiding ook is dat mense begin onttrek het toe hulle die nuus gehoor het. En dit is ewe verbasend dat daar nie 'n groep anderdenkendes was wat sou uitroep, dis waansinnig, dis selfmoord om in daardie vyandige rowerbesmette woestyn dit uit te waag, gelaai met goud en silwer nogal, en dit sonder militêre beskerming nie. Maar blykbaar het niemand geprotesteer nie. Esra berig in vers 21, toe het ek daar 'n vastheid uitgeroep om ons te verootmoedig voor die aangesig van ons God, ten einde van hom 'n voorspoedige reis te vra vir ons en ons families en al ons goed. En hy verduidelik dan dat dit nodig was, omdat hy vir die koning gesê het in vers 22, die hand van ons God is ten goeie oor almal wat hom soek. En as gevolg hiervan was Esra skaam om vir 'n militêre begeleiding te vra. Vers 23 sê, so het ons dan gevas en ons God het gevra en hy het ons verhoor. In vers 31, die hand van ons God was oor ons, sodat hy ons gered het uit die hand van die vyand en die wat ons voorlê op die pad. En so het die groep veilig in Jerusalem aangekom. En dit is interessant dat Nehemia, wat ook 'n man van geloof was, later wel die koning se beskerming vir sy reis aanvaar het, soos ons gesien het in Nehemia 2 vers 9. Maar daar is geen aanduiding dat hy gesondig het of 'n gebrek aan geloof gehad het om dit te doen nie. En dit laat nogal 'n netelige vraag ontstaan, want en ek kan dit maar net kortliks aanraak, wanneer is dit verkeerd om menslike middele te gebruik benewens die vertroue op die Here? Ek dink dat die normale patroon is om God te vertrou, terwyl ons gelukkig die middele gebruik wat hy voorsien. Jy bid vir beskerming op die snelweë, maar jy maak jou veiligheidsgordel vas en jy ry versigtig. Jy bid vir genesing, maar jy gaan na die dokter en jy neem die voorgeskrewe medisyne. Jy bid vir 'n werk, maar jy berei 'n CV voor, jy trek gepas aan en jy gaan vir werksonderhoude. Jy sien, God verwag gewoonlik dat ons die middele wat hy voorsien, tesame met geloof in hom sal gebruik. Maar soms sal die gebruik van menslike middele ons weglei van vertroue in die Here, of dit sal 'n swak getuienis vir ongelowiges wees. En dikwels is dit 'n individuele saak vir die Here. George Mueller het byvoorbeeld geglo dat dit nie geloof in die Here sou demonstreer en hom dis nie sou eer nie om die finansiële behoeftes van sy weeshuise te adverteer. En ek is seker dat hy God gehoorsaam het in die manier waarop hy opgetree het en sy behoeftes slegs aan God in gebed bekend gemaak het. En ander het egter die behoeftes van hulle bedieninge aan God se mense geopenbaar, terwyl hulle God vertrou het en hom gevra om te voorsien. Jy sien, ons moet net seker maak dat ons daarna streef om God te eer en dat ons hom bewustelik vertrou. En ons teks wys dat ons as God se mense wat God se werk doen, moet erken dat daar vyande en lokvalle langs die pad is, soos ons in vers 31 sien.
En daarom het ons dringend God se hand oor ons nodig om ons te beskerm. En soos vers 21 vir ons wys, die vyand probeer ons en ons kleintjies vernietig deur gesinne uitmekaar te skeer en kerkleiers omver te werp. Ek weet van baie mans voorheen in die bediening wat oneer aan God en sy kerk gebring het deur egskeiding of morele mislukking, en ons sien dit nou in hierdie afgelope tyd, sien ons dit toenemend gebeur. Want Satan teiken vir al leiers, wetende dat daar vyande en lokvalle langs die pad is, moet ons dus onsself verootmoedig en God se beskerming soek deur gebed en in spesiale tye van nood ook deur te vas. En God sal sy werk deur ons seën wanneer ons hom deur nederige geloof wil eer. En dan die tweede ding wat ons leer vanoggend hier is, God seën die werk wat hom deur nougesette integriteit wil vereer. Sommige geleerdes het die hoeveelheid goud en silwer wat hier genoem word bevraagteken, wat op die ouene baie tonne beloop en miljoene dollars in vandag se geldeenheid verteenwoordig. Maar as die koning gedink het dat Esdra se God werklik bestaan het, dan sou hy 'n geskenk wou gee wat gepas is vir 'n koning. En wanneer hy die geskenke van die koning se raadgewers en prinse en die Jode wat nie teruggekeer het nie in vers 25 byvoeg, dan het dit 'n baie aansienlike bedrag beloop. En Esdra was besorg om 'n verslag aan die koning terug te gee dat die hele bedrag aan Jerusalem afgelewer is, sonder dat enige daarvan deur gierigheid en korrupsie afgeskep is. En dus het hy die items volgens gewig verdeel en hulle laat weet dat hulle verantwoordelik was om daardie spesifieke bedrag aan God se huis in Jerusalem af te lewer. En toe daar aankom, is alles weer getel en geweeg en die getalle is aangeteken, soos ons in vers 34 sien. En miskien het party van die leiers gemor, vertrou hy ons dan nie? Waarom moet hy alles aan beide kante weeg en dit alles neerskryf? God kyk mos immers na alles wat ons doen. Maar soos Paulus het gestel het met betrekking tot sy versigtige hantering van die gawe vir die armes in Jerusalem in 2 Korintiërs 8 vers 21 het hy gesê, want ons bedink wat goed is, nie alleen voor die Here nie, maar ook voor die mense. En as ons nie behoorlike rekenkundige prosedures volg nie, dan stel dit werkers bloot aan versoeking en beskuldigings. Ek weet van 'n kerk in Kalifornië destyds waar die lidmate hulle checks aan, kom ons noem dit maar John Doe Ministries uitgemaak het, en die pastoor John, dis nou nie sy regte naam nie, was die enigste persoon wat die fondse hanteer het. Hy het alle deposito's gemaak en hy het alle checks versprei. En om dit te doen is bloot 'n oop uitnodiging vir korrupsie en 'n skandaal. Want ons moet noukeurig wees in sake van finansiële integriteit, selfs oor klein sake. Toe Jesus in Lukas 16 vers 10 gesê het, hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou, was hierdie minste ding in die konteks was geld. En hy het verder beloof dat as ons getrou is in geldsake, die Here ware rykdom aan ons sal toevertrou in vers 11, wat in die konteks van siele van mense is. En die saak van integriteit strek verder as finansiële integriteit, en dit strek tot die hele karakter van 'n man. En Esdra was 'n man van morele integriteit, en dit is een rede waarom God se hand van seën op hom was. Dus seën God die werk wat hom wil vereer deur nederige geloof en deur nougesette integriteit. En dan laastens, God seën die werk wat hom wil vereer deur Christus gesentreerde aanbidding. Want die hele doel van hierdie moeilike onderneming om 5000 mense oor 900 myl oor die woestyn te verskuif, was om God te aanbid deur offers te bring by sy tempel in Jerusalem, soos ons in vers 35 sien. In hierdie hoofstuk herhaal die frase die huis van God of die huis van ons God 6 keer met verwysing na die tempel. Ons sien dit in verse 17, 25, 29, 30, 33 en vers 36. Want om God in sy huis te aanbid was so belangrik vir hierdie ballinge, dat hulle bereid was om ontbering en gevaar en groot ongerief te ly om na Israel terug te keer. En sodra hulle teruggekeer het na Jerusalem, gerus het en rekening gehou het met die items vir die tempel, het hulle offers aan die Here gebring. En C.F. Kyle in die kommentaar oor die Ou Testament sê die sondoffers het gedien as versoening vir die sondes van die hele Israel, en die brandoffers het die oorgawe van die hele nasie aan die diens van die Here getipeer.
Die hele Ou Testamentiese offerstelsel het vorentoe gewys na ons Here Jesus Christus, wat homself aan die kruis geoffer het as die versoening van ons sondes. En dus moet ons aanbidding altyd op Jesus Christus en hom as gekruisigde fokus. Soos Paulus dit in Galasiërs 6 vers 14 gestel het, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. As ons Jesus Christus en sy offerdood aan die kruis verheerlik, dan sal God sy werk in ons kerk eer. Ten slotte, God se mense in Esra se tyd was ver van perfek af. En in die volgende hoofstuk sal ons sien hoe Esra geskok was om te hoor dat beide die mense en die priesters hulle self korrup gemaak het deur met die mense van die land te trou. En Nehemia moes net 'n paar jaar later met die verdere probleme, soortgelyke probleme te doen kry, soos ons in Nehemia 13 gesien het. Geliefdes, daar sal nooit 'n perfekte kerk op hierdie aarde wees voordat Christus terugkeer. Ons is almal geneig tot die invloed van die wêreld, van die vlees en die duiwel. En korrupsie vorm so maklik op ons soos roes op 'n spyker wat in die reën gelaat word. Maar net omdat die kerk nie perfek kan wees nie, beteken dit nie dat dit nie goed kan wees nie. Ons kan 'n heilige volk voor die Here wees nog steeds. Ons kan hom soek. Ons kan sy seën op sy werk hier ervaar as ons hom sal eer deur nederige geloof, deur nougesette integriteit en deur Christus gesentreerde aanbidding. Ek moedig jou aan om saam met my te werk, om hierdie kerk 'n werk te maak wat God werklik sal seën. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike boodskap. Baie dankie, Here, dat ons hier kan sien wat die werk is wat U sal seën. Here, dat ons deur nederige geloof, deur nougesette integriteit en deur Christus gesentreerde aanbidding die werk sal doen wat U vir ons gee om te doen. Seën ons, Here, seën ons werk in Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het. Dankie dat julle my toelaat om as God se spreekbuis op te tree. En mag alles wat julle doen, gedoen word tot eer van die Here, sodat die werk wat julle doen deur God geseën sal word. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week geniet, en as die Here wil, dan kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord by mekaar om verder uit hierdie boek van Esra te leer. Maar tot dan, mag die Here se genade met julle wees, mag die Here self met julle wees, en mag die Here julle seën. Shalom.